Goeiemôre, ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n eindtyd Bybelstudie in die geopenbaarde name. Met ander woorde die Hebreëse name. Jahwe ons Elohim, dit is God die Vader, Jahwe, Jesus Christus en die Ruach HaKodesh, dit is die Heilige Gees. Ons gebruik hoofsaaklik 3 Bybels vir ons voorbereiding, ons studie. Dit is die 3353 Afrikaanse Bybel, the 1611 King James Version, maar nie the New Version nie. En dan the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham Version, wat ook die enigste Bybel is wat in die wêreld verban is. Ons kan ons net bynoem daarso dat die Emphasis Bybel is nie die Rotherham Version. Ja, daar is 'n Sacred Name Bible beskikbaar by Koem Boeke, maar dit is soos Wim sê, die Emphasis Version, en dit is nie die regte een nie, hy bevat die naam Jahwe. Jahwe, ja. Met 'n dubbelwoord. Met 'n W, ja. Nou ons gaan vandag kyk na die lig versus die duisternis, lig teenoor die donkerte. En ons begin by Genesis 1 vers 1 tot 6. Kom ons lees vers 1. In die begin het God, dis Jahwe ons Elohim, die hemel en die aarde geskape. Vers 2. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees, dis nou die Ruach HaKodesh, the breath of Jahwe van God, Jahwe ons Elohim, het gesweef op die waters. Nou die vraag is, wat ons nou moet, eintlik is die vraag wat ons nou moet vra is, hoe kan iets woes en leeg wees? Hoe kan iets wat leeg is, woes wees? Want die hele aarde of die wêreld was toe onder water, en dit was stikdonker. Daar het niks aangegaan nie, en daar het niks gebeur nie. Dit was woes, met ander woorde, onbewoon en leeg. Dit is hoekom die Gees, die Ruach HaKodesh, dis die Heilige Gees, oor die waters kon sweef. Vers 3. En God, Jahwe ons Elohim, het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Weereens is die vraag, wat is die lig? Kom ons lees vers 4. Toe sien God, Jahwe ons Elohim, dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Wat is hierdie duisternis? Is dit dieselfde duisternis wat in vers 2 was? Die aarde was woes en leeg en die duisternis was op die wêreldvloed. Nee, dit is nie dieselfde duisternis nie. Want in vers 14 lees ons van die lig. Dit is nou die son en die maan, wat aan die uitspansel gemaak is. Die lig in vers 3 het niks met die son en die maan te doen nie. Wie of wat is die lig van vers 3? Dit is Jahwe, met ander woorde, Jesus Christus. Hierdie lig is geskape om skeiding te maak tussen lig en duisternis. En hierdie duisternis het niks te doen met donkerte nie. Vers 5. En God, Jahwe ons Elohim, het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Nou die lig wat Jahwe ons Elohim, met ander woorde die Here spreek of skep in vers 3, is die lig wat die duisternis moet verdryf. En die duisternis is Lucifer. Lucifer was sy verheerlikte naam. Dit kon nie in die Afrikaanse Bybel voor, dit kom glad nie in die Afrikaanse Bybel voor nie. Lucifer was die môrester wat die koor of die musiek gelei het in die hemel. En hy verwek, met ander woorde, hy veroorsaak die ontstaan van die duisternis deur hoogmoed. Deurdat hy op die troon, ons noem dit ook die berg van Jahwe ons Elohim, dit wil sê God almagtig wou gaan sit, want hy wou God wees. Hy wou ons Elohim word of wees. Hy word dan nie as lig op die aarde gewerp nie, maar soos 'n bliksemstraal word hy uit die hemel gewerp en op die aarde neergegooi. En dit was ook die laaste keer wat hy geskyn het, soos 'n lig. Daarna was hy duisternis, pikdonker, want hy is die vader van die duisternis, die vader van die leuen. Wat doen Vader Jahwe, met ander woorde God almagtig? Hy skep vir hom 'n seun wat die lig is. En waar die duiwel, die môrester, word genoem was, word Jahwe, waar die duiwel die môrester genoem was, word Jahwe, met ander woorde Jesus Christus, die blinke môrester, die daglig genoem. Vers 5 eindig met,
en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Hierdie afsluiting het niks met die dag en nag te doen nie. Dit bevestig net wat op die eerste dag gemaak was, en dit was die ligte, en dit was nie die ligte nie. Dit was die lig wat die duisternis moes verdryf. Ons lees nou ook in Genesis 1 vers 14 tot 19 dat dit was die begin van die 4de dag. En Jahwe Elohim, dit wil sê God het gesê, laat daar ligte wees, meervoud, aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen dag en nag, en laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye as ook vir dae, sowel as jare. Vers 15, laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee aan op die aarde, en dit was so. Vers 16, God, dit wil sê Jahwe Elohim, het toe twee groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. Die lig in Genesis 1 vers 3 het niks te doen met die ligte wat in Genesis 1 vers 14 en 15 geskape is nie. Want die lig in vers 3 is die lig van die lewe. Dit is Jahwe. En die ligte in vers 14 en tot 15 het 3 verskillende doele gehad. Die een was om dag en nag van mekaar te skei, dis die son en die maan. Die tweede een is om die gety te beheer in die oseane, of te bepaal in die oseane, dit is die hoëgety en die laaggety. En dan derdens, om lig te gee op die aarde. Vers 18. Om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis, toe sien God dat dit goed was. Hier is 2 gedeeltes tot hierdie vers. Die eerste ene is om te heers oor die dag en die nag, dis die son en die maan, soos wat ons gesien het, en dan om skeiding te maak tussen lig en duisternis, is om onderskeid te maak of te tref tussen Jahwe wat die lig is en Satan wat die duisternis is. Vers 19. En dit was aand en dit was môre, die 4de dag. Nou, ons het nou gesien dat daar geen verband is tussen die lig van vers 3 en die ligte van vers 14 en 15 of tot 19 nie. Nou hierdie lig is die seun wat by die Vader is. Hy is nie die Vader nie. Hy is ook nie dieselfde lig wat in Genesis 1 vers 14 tot 20 geskape is nie. Nou ons gaan na 'n baie bekende teksvers kyk, naamlik Johannes 1 vers 4 en vers 14. Kom ons lees Johannes 1 vers 4 en 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, Jahwe ons Elohim, en die woord was God. In watter begin, ons moet ons nou vra, watter begin? Daar is 21 verskillende beginne in die Bybel, waar die Bybel sê, in die begin. En as die Bybel in Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God, Jahwe ons Elohim, die hemel en aarde geskape, dan kan hierdie nie dieselfde begin wees as in Johannes 1 vers 1 nie, glad nie. Genesis 1 vers 1 het niks met die woord van God, Jahwe ons Elohim, te doen nie. Hoe kan die woord by God wees as hy God is? Met ander woorde, wat staan hier? Met ander woorde, wat hier staan is, in die begin was die seun, en die seun was by God, en die seun was God. Maar hy kan nie in hom wees en langs hom wees nie. Wanneer ons die woord van God, met ander woorde Jahwe ons Elohim sien, dan dink ons aan die Vader. Kom ons lees hom dan ook so. In die begin was die woord, en die woord was by die Vader, en die woord was die Vader. Nou is dit moontlik? Nee, die woord, met ander woorde die seun, kan nie die Vader wees nie, want in Hebreërs 1 lees ons dat die Vader, met ander woorde God, Jahwe ons Elohim almagtig, die seun gegenereer het. Wat beteken gegenereer? Hy het hom verhoog en engel van 'n engel tot seun. Vers 2. Hy was in die begin by God. Hoe kan hy in die Vader wees as hy by die Vader is? Vers 2 sê,
Hy was in die begin by God. Nou die vraag is weer, by watter begin? Die begin waar Jahwe ons Elohim, met ander woorde God Almagtig, ontstaan het. Nee, dit kan nie wees nie. Kom ons lees vers 3. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom, met ander woorde die woord, het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Deur hom is verkeerd vertaal uit die Grieks. Dit moes gewees het ter wille van hom. Vers 4. In hom, nou dit is die Seun, was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Hierdie lewe en lig is dieselfde lig van Genesis 1 vers 3. Hy het gekom om lig te gee aan die wêreld, om die duiwelse dinge wat deur die duisternis beplan word, te verdryf en te verower. Vers 5. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die duisternis of die donkerte is altyd teenwoordig. As jy in die aand in jou kamer sit en die lig is af, dan is dit donker. En dit bly donker totdat jy of die lig aanskakel of die lig van die dag deurbreek, een van die twee. Maar die feit bly staan. Net lig kan die duisternis verbreek. Jahwe, met ander woorde Jesus Christus, oorheers of oorweldig die Satan se werke van duisternis. En die Satan wat die duisternis is, kan nie vir Jahwe, dit wil sê Jesus Christus, oorweldig en kon hom nie oorwin nie. Jahwe, dis nou Jesus Christus, is geskape of gespreek deur die Vader. So, die Seun kon nie in die begin teenwoordig gewees het by die Vader nie. In die begin was die Vader geheel en al alleen. Hy het nie 'n seun gehad nie. Hy het nie 'n engel gehad of 'n gerub of 'n seraf of enige gees by hom gehad nie. In die begin was hy alleen en van daar af spreek hy of skape hy alles. Die eerste keer waar Jahwe ons Elohim, met ander woorde God Almagtig, iets geformeer of met sy hande gemaak het, is in Genesis 2 vers 7, toe hy vir Adam geformeer het, uit die stof van die aarde, hy het dit geformeer. So het Jahwe ons Elohim, het Jahwe geskape of gespreek, om hom aarde toe te stuur, want die aarde is die domein van die duiwel, dis die blyplek van die duiwel. Ja, ons weet dat die woord sê alles behoort aan die Seun. Maar kom ons lees net eers weer Matteus 4 vers 8 tot 9. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, vers 9 verder, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Nou die wêreld is die duiwel se speelplek. Dit is 'n bose plek waar die mees gruwelikste dinge aan die gang is. En daarom is Jahwe, dit wil sê Jesus Christus, die lig wat gestuur is om vir ons te sterf. En deurdat hy vir ons gesterf het en ons hom aangeneem as ons verlosser, saligmaker en redder, skyn hy in ons. En sy lig skyn in ons, sodat ons vir mense wat nog in die duisternis is, die pad kan aanwys. Ons word Jahwe, dit wil sê Jesus Christus, se lig wat brood en water bedien aan die wie honger en dors is. En hoe doen ons dit? Hy is in ons deur die Ruach HaKodesh, deur die Heilige Gees. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Jahwe, dis nou Jesus Christus, het gekom om ons sondelas te dra, op sy skouers te neem, en om ons los te maak van die juk van sonde, sodat ons in sy waarheid kan leef. Nou kom ons lees wat in Hebreërs 1 vers 1 staan.
Nadat Jahwe, ons Elohim, met ander woorde God die Vader, baie kere en op baie maniere in die oudheid, in die Ou Testament, gespreek het tot die vaders deur die profete. Met ander woorde, dit is Jesaja, Jeremia, Hosea, Daniel en vele ander. Het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Die vyfvoudige bediening van apostel, profeet, evangelis, herder en leraar, wat daar was, is tot niet. Want die apostel en profeet ampte het tot vervulling gekom toe Jahwe, dit is nou Jesus Christus, aan die kruis gesterf het. Jahwe was die laaste apostel wat die woord van die lewe gebring het. Vandag spreek Jahwe ons Elohim, dit wil sê God Almagtig, met ons deur die Seun. Die woord soos beskryf in Johannes 1 vers 1 tot 4 en 14. Ons lees net 'n paar ander verse wat ons uit die Bybel geneem het, waarvan die lig die kern is. Kom ons lees byvoorbeeld 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God, dis nou Jahwe ons Elohim, wat gesê het dat daar uit duisternis lig, dis nou in Genesis 1 vers 3, moes skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Met ander woorde, Jahwe ons Elohim in die aangesig van Jahwe. Jahwe het die lig geword wat vir ons die heerlikheid van Jahwe ons Elohim, dit wil sê God Almagtig, ons Vader, en die hemel kom verkondig het. Hy het aarde toe gekom om aan ons die inligting te gee van wat in die hemel gebeur. Dit is wat Johannes vertel in Openbaring. Hierdie vers bevestig wat in Genesis 1 vers 3 gesê is. Prediker 2 vers 13, geskryf deur Salomo. Wel het ek gesien dat die wysheid die voorkeur het bo die dwaasheid, soos die lig die voorkeur het bo die duisternis. Jesaja 2 vers 5. Kom huis van Jakob en laat ons wandel in die lig van die Here. Dis in die 33 vertaling, met ander woorde Jahwe ons Elohim. Daniel 2 vers 22. Hy, dis Jahwe ons Elohim die Here, openbaar ondeurgrondelik en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die lig woon by hom. Lukas 11 vers 34. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig deur die teenwoordigheid van Jahwe, met ander woorde Jesus Christus, in jou. Maar as dit verkeerd is jou liggaam ook donker. Ek wil net, ter afsluiting, wil ek net twee verse uit die 33 Bybel vergelyk met die nuwe 2020 Bybel. En wat ons hier wil doen, is ons doen dit uit 'n leser se oogpunt. Nie uit 'n akademikus of net uit 'n leser se oogpunt, want daar's baie mense daar buite wat dink hulle doen goed om sulke Bybels vir hulle kinders te koop. Intussen is dit nie wat die woord regtig sê nie. Ons voel dat die 2020 Bybel afgewater is en dat dit ons verlosser, ons redder, Jahwe, dit wil sê Jesus Christus, verkleineer, sy rol minder maak, hom gelyk bring aan die ander afgode. Ja, die wêreldse gode. Ja. Onthou nou net, né? Ons gee vir julle die inligting, maar julle kan daarmee maak net wat julle wil. Ons sal, soos wat ons aangaan, elke week 'n vers of twee van dit wat ons bespreek, vergelyk met wat in die Bybel staan. Ons gaan nie alles op een slag kan doen nie, dit is net te veel. Ek gaan vir julle lees Genesis 1 vers 2. Ek lees eers die 33 en dan die 2020. En die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreld vloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 2020. Die aarde was woes en leeg en die donkerte was oor die oerwater, maar die Gees van God het oor die water gesweef. Nou ons almal weet wat 'n vloed is. Ons sien dit elke dag op TV, daar's altyd 'n plek wat een of ander vloed het. Ons weet ook dat 'n vloed gedeeltelik of
heeltemal dit wat op die aarde is kan toemaak, afhangende van die hoeveelheid water wat afkom. Wat beteken oerwater? Ek het 'n HAT, ek werk net met woordeboeke, so, en die woord verskyn nie in my HAT nie, maar my HAT is oud, en toe gaan soek ek 'n nuwer een, en die woord verskyn ook nie daarin. As hulle hierdie boek geskryf het om dit makliker te maak vir kinders om te lees, wat moet gebruik word vir kategese en vir selfstudie. As 'n kind nie weet wat's vloed nie, hoe gaan hy weet wat's oerwater? Het jy geweet? Nee. Die ander vers wat ons nou wil kyk is vers 6:33. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. 20. God het gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen water en water. Die uitspansel is dit wat ons met die oog kan sien. Die blou lig bedags met die son, en dan snags natuurlik die maan en die sterre. Die verduideliking van die HAT oor die uitspansel is, dit is die lugruim om die aardbol, soms opgevat as die gedeelte bo die horison. Die horison is daar waarna ons kyk, as ons na 'n mooi sonsondergang kyk, dis die horison. Die woord hemelgewelf kom wel voor vanaf vers 14. Maar die vraag wat ek het is, hoekom is die woord hemel van hemelgewelf uitgelaat in die tweede vers van Genesis? Wat is 'n gewelf? 'n Gewelf is 'n koepel. En die verduideliking, weer eens in die hart, sê, dit is 'n boog of 'n koepelvormige oordekking van 'n begrensde ruimte. Is die skepping beperk tot oostelike, westelike, noordelike, suidelike grenslyne? Nie wat ek van weet nie. Want wat ons wel weet is die grense wat Jahwe Elohim, dit wat sy God Almagtig daar gestel het, is tussen dag en nag. Dis tussen die grondgebied en waar die oseane begin. Die grens is daar gestel vir die planete wat in hulle wentelbane moet bly. Maar daar's nie grenslyne aan die skepping nie, vir die skepping nie. Maar 'n moskee, waarin die moslim geloof, die moslems aanbid, is 'n begrensde ruimte, want dit is 'n gebou wat 'n koepelvormige oordekking het. Ek het 2 vrae rondom hierdie wat ek nou net vir julle vertel het. Hoekom sal ons Bybelgenootskap toelaat dat uitspansel, wat 'n algemene woord is, vervang word met die woord gewelf? En die antwoord is, want dit het alles te doen met we all serve the same God. En ons hoop om met verloop van tyd daaroor te praat. Ja, grondsel. En dan die volgende vraag, hoeveel kinders en selfs groot mense daar buite weet wat gewelf beteken? Het jy geweet? Ek ook nie. Ja, glad nie. Ons is weer eens aan die einde van ons boodskap. Dankie pastoor Wim, jy kan vir ons afsluit met gebed. Ons hoop dat dit vir julle insiggewend was en hoop om julle volgende keer te sien. Kom ons sluit net af. Ons almagtige hemelse Vader, U wat is, U wat was en U wat altyd sal wees. Wat 'n voorreg is dit nie om hierso te kan sit en die woord aan die mense te bring, sonder 'n verdraaiing, sonder dat daar enige iets bygesit of weggevat moet word. U woord sê ook, beter is dit vir die ene wat iets byvoeg of wegvat, vir hom om 'n meelsteen om sy nek te hang en in die see te spring. Gee dat die waarheid in ons sal geopen word, en elkeen wat hier luister en kyk na, dat hulle die woord sal vind, en dat hulle ook in 'n verlore wêreld sal ingaan, en sal die woord gaan saai, 30, 60 en 100voudig, sodat die oes kan geryp word, en dat ons dit kan inbring. Gee dat een en elk wat hier luister, hulle en hulle gesinne geseënd sal wees, en gee ook dat die boodskappe wat ons hierso uitdra, alles tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam sal wees. Laat dit so wees. Halleluja. Halleluja.
Tot 'n volgende keer. Totsiens. Ek wil net sê voordat ek sê totsiens, wil ek net sê subscribe asseblief, dit kos niks nie. En as julle vir ons iets wil vra, ons e-posadres sal net nadat ons klaar is op die skerm verskyn. Julle is baie welkom, ons sal dit antwoord. Totsiens.